Goeiemôre. Hierdie eerste Sondag na Kersfees, of eintlik ja, na Kersfees en na nuwe jaar. En dan praat ons van Epifanie. Epifanie beteken eintlik God se verskyning. En dan dink ons na oor God wat homself kom verskyn het, kom bekend maak het in hierdie wêreld. So ons dink baie keer in die sterrekykers, of ons fokus op Jesus se doop, of ons fokus selfs op Jesus se eerste wonderteken. Vandag gaan ons kyk na die sterrekykers, want hulle het waarskynlik 'n hele tydjie na Jesus se geboorte eers opgedaag. Ek wil nou amper gesê by die huis opgedaag. Het hulle eers daar aangekom. Maar goed, so ons is daarom by Matteus 2 vers 1 tot 12. Maar kom ons begin reg. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Amen. Daarom, liewe broer en suster, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, van Jesus Christus die Here, alles deur die werk van die Heilige Gees, die verligting van God die Gees in ons lewe. So kom ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 2. Matteus 2 en ons gaan lees vers 1 tot by vers 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe: "En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei tot en gaan staan bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Gelukkig is elkeen van ons wat die voorreg het om regtig na die woord van die Here te luister. So elke jaar met Epifanie, dan dink ons na, ons loop ons eintlik vas in hierdie sterrekykers, want as jy nou dink aan Jesus is gebore, dan is die vraag wat by 'n mens eintlik filosofies opkom: waar soek 'n mens vir God? Waar sal jy vir God gaan soek? Dan is dit verrassend en soms is dit skokkend, en dit is so teen ons logika in, selfs teen die wysgeere se logika in. Hulle gaan soek die koning se kind by die koning, by Herodes. En sê die koning van die Jode is gebore, waar is hy? En dan is dit natuurlik 'n groot ontploffing, nee, daar was angs vir jou in Jerusalem. Dorothy Day sê, 'n paar mense het daarom opgemaak vir die droogmaak van die wêreld, vir die verwaarlosing wat soveel mense aan die Christuskind gebring het. Daar was herders, hulle het nie getalm nie, hulle is krip toe. Daar is die wyse manne, hulle het van ver af gekom en hulle het hom kom soek. Hulle het selfs vir hom pragtige koninklike geskenke gebring. Goud,
wat by 'n koning pas, né? En dan dink ons eintlik daar's 'n stuk ironie in. 'n Koning se kroon is van goud. Hulle gee vir hom goud. Later kry hy die doringkroon. Wierook, die simbool van lof en gebed wat die priesters gebring het. Later word hy gespot. En selfs sy profeseë word gespot. En mirre wat genees, wat streel en kalmeer en 'n wond genees, dan word hy gegeesel en die wonde word hom toegevoeg. Hierdie goud, wierook en mirre, en ek wil eintlik jou gedagtes net so eentjie verder vat, was vir destyds besonderse geskenke. $600, $500 en die mirre was $4,000 per pond. Vandag sal ons dink goud is die heel belangrikste. Wat hierdie wyse manne, of dan soos ons hulle ken, die sterrekykers wou doen, is hulle wou gesogte geskenke vir hierdie koning bring, want as die hemel in ontploffing gegaan het en daar 'n eie ster verskyn het om die geboorte van 'n kind aan te kondig, moet dit geweldig belangrik wees. Daarom die wierook wat hulle gebring het, wat die priesters gebruik het, is 'n aangename geur, maar hy het ook baie genesende, hy het baie longkwale en goed genees. En daarom het die Jode dit gebruik in hulle tempel as 'n aangename geur. Mirre is ook van 'n boom af, soos wat wierook is, en hierdie hars was dan nou baie meer gebruik, so klein bietjie vir parfuum, ja, maar baie meer genesende kwaliteite. Hulle het dit vir 'n babatjie gegee, hulle het dit selfs aan brandboutjies gesmeer, en hulle het ook 'n liggaam, 'n lijk daarmee gebalsem. Vandag weet ons, dit help met metabolisme, dit verlaag cholesterol. Man, dis oulike goed hierdie, hulle maak tot liggaamsgewig, help jou om liggaamsgewig weg te gooi. En goud wat vandag nog vir ons baie belangrik is, die suiwerste mineraal, edelmetaal wat daar is. Vandag help goud selfs, word om die polse gesit om die seer uit die polse uit te haal. Maar dis vir destyds, dis die geskenke wat hulle destyds gebring het. As ons vandag, met alles wat ons weet, vir ons Here 'n geskenk moet bring, wat helende, veranderende teenwoordigheid van die Here sou beklemtoon, het ek nogal gewonder, wat sal ons bring, want goud, wierook en mirre is dan nou nie die geskenk nie. Ek dink eerder dalk goeder soos goedheid en genade en liefde. En weet jy, dis dalk duurder as goud, wierook en mirre. As ek nou praat van goedheid, hierdie onverwagste geskenk van goedheid, in hierdie wêreld. Die Engelse gepraat van practice random acts of kindness and senseless acts of beauty. So dis doen goed. Ek wil amper sê roekeloos, dat jy vreugde in iemand anders se lewe bring, dat jy swaar kry verlig in iemand anders se lewe. Die ou agter jou se tolgeld betaal, of iemand se trolley by die winkel betaal. Maar die groot ding is, en ek wil jou uitdaag, doen dit vir 5 dae. Hier is die groot uitdaging. Jy het 'n gehoor van een. Jy vertel dit nie vir ander mense nie, jy het 'n gehoor van een. Net God weet. Die ou vir wie jy dit doen moet nie eers weet nie. So, daar's 'n verhaal wat al baie jare in die kerk kom. 'n vrou wat vertel, sy het in Nova Scotia groot geword, en haar pa het op die treine gewerk. En sy sê, ons het so groot geword. In Desember, met Kerstyd, het my pa 2 kratte lemoene gekoop. 1 krat het hy huis toe gebring, ons het nooit geweet wat gebeur met die ander krat van Kerstyd. Toe kom die groot oorlog en die groot depressie. Sy sê, ons het almal swaar gekry. En toe sit verby, en toe word sy 'n jong verpleegster in Boston in 'n hospitaal. Sy sê, en eendag, toe is daar 'n vrou wat siek is, wat ook van Nova Scotia afkom. Sy is toe opgewonde, een aand toe gaan sit sy by haar, gesels sommer oor wat sy weet en so. En sy sê, weet jy, ek is nou 'n pasiënt hier, maar ek het baie arm groot geword.
Ek en my sussie, ek onthou het ons langs die treinspoor gehardloop. Daar was altyd met Kersfees was daar 'n oom wat lemoene afgegooi het. En dat ons die lemoene in die sneeu gesoek. O, was dit nou vir jou lekker. Dit was die grootste bederf wat jy in jou lewe kon kry. Daai vrou het so stom geword. Dis wat my pa met die krat lemoene gedoen het. Hy het dit vir arme mense langs die treinspoor gegee. Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty. Is dit nie om goed te doen? Man, breekloos. Maak jy handrem los en doen goed. Ek dink 'n ander vorm van geskenk wat ons vir die Here kan gee is genade. Skenke van genade. Nee, genade onverdiend. Och, Mandino het nogal daai uitdaging na ons kerk toe gebring. Hy was 'n skrywer, 'n blitsverkoper en hy was 'n gerehabiliteerde substansafhanklike. En hy sê net ek moes dood gewees het van al die gorra goed wat ek gebruik het, man. Ek was 'n kersboom het hy altyd gesê. Daar was nie 'n soort medisyne wat ek nie gebruik het nie. As ek kom inspuit het ek kom ingespuit, as ek kon rook het ek kom gerook, as ek kon sluk het ek kom gesluk. So ek was soos 'n kersboom, al die drugs het aan my gehang, 'n kersboom. En God het my gered. God het my lewe gered en my ewige lewe gegee. En toe het hy 'n boek geskryf met 17 reëls om ons uit te daag, maar reël 10 is die een wat nou lekker gekom het, want reël 10 sê, leef genade uit na ander mense toe, maar jy moet hom mooi hoor. Hy sê, jy moet so leef soos dat jy teen 'n vreemdeling sal optree, asof hy 12 uur vannag nie meer gaan leef nie. So as jy iemand teekom, en jy besef, hierdie ou gaan vanaand 12 uur nie meer leef nie, wat gaan jy doen aan die persoon? En dis nogal ietsie anders, nee, dis genade, dis geduld. So, jy kan dalk vies word vir wat die ou besig is om te doen, maar weet jy, vanaand 12 uur gaan hy nie meer leef nie, so kom ek doen aan hom goed. Och, Mandino het dit nogal baie sterk gestel, en toe kom daar nou hierdie film, Pay It Forward, die Trevor, die skoolseun, wat die opdrag kry in die klas, julle moet gaan goed doen, en toe kom hy nou met sy idee skool toe, en hy sê, ek gaan goed doen aan 3 mense, en dan gaan ek die mense uitdaag as hy Pay It Forward, dat hulle weer goed doen aan 3 ander mense, daar sit 9 mense, dan doen hulle weer goed, 81, 243, 729, 2187, en so Pay It Forward. En hulle die televisie het met hom onderhoud gehad, want dit was toe nou baie interessant, hy sê in die teorie, pragtig, maar dit sou nie werk nie, maar toe sterf Trevor, terwyl hy goed doen aan iemand. En toe word Pay It Forward 'n ding. En selfs die fliek het gemaak, dat baie van ons dit begin doen het. Genade, dat ek aan iemand, aan 'n vreemdeling goed doen, want my gedagte sê van na 12 uur leef hy nie meer. Dit het genade soos Jesus dit verstaan het, vorentoe gebring. En dan is daar 'n derde soort geskenk wat ons kan bring, liefde, né? Liefde is om goed te doen, om genade te bewys, en liefde. The love of another kind. Om liefde, 'n ander soort liefde na mense toe te bring, né? Julle ken die gedig hier. They say love is cruel. They say love is rather fragile. But I found in you, in God, a love of another kind. They say love brings hurt. I say love brings healing. The love I know is love so few discover. They need to know Jesus' love is like no other. God se liefde is anders. Daai dag toe God jou gered het, daai dag toe God jou totale al omgedop het, en jy die liefde van God beleef het. Dis mos nou dit wat ook Moeder Teresa gedryf het, né? Laat elke daad van my iets moois wees vir God. God het aan my liefde betoon, en ek wil hierdie grenslose liefde vir ander mense gee, want die liefde van Christus dring ons. Dit is anders om liefde te betoon aan mense wat jou geliefdes is. Dit is anders om aan vreemdelinge wat dit nie verdien nie, liefde uit te dra.
Iemand het eendag vertel van, hy sê, ek het soos 'n hond, soos 'n dier in die strate gewoon, en 'n engel het by my gekom, en sy het my na haar huis toe gevat. 'n Engel soos ek, anders sou ek gesterf het. En nou kan ek leef, soos daai engel, en dan het hy gepraat van Moeder Teresa. En dan lees het, toe sy in 1979 die Nobelprys gewen het, het sy mos gesê, ek neem een dag op 'n slag. Gister is verby, môre is nog nie hier nie. Ek kan net vandag Jesus se liefde vir iemand anders toon. Daai deernis, daai liefde, daai passie. So hier is ons 3 geskenke, ons doen goed, ons betoon genade, en ek dra God se liefde aan ander mense oor. Weet jy wat, as ons hierdie 3 geskenke aan God gee, en Jesus het self gesê, vir sover julle dit aan die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen, dan is ons besig om 'n wonderlike skat uit te dra aan God in hierdie wêreld. Soos Romeine 12 vers 1 kom en hy sê, gee jouself as 'n lewende, heilige offer wat vir God aanneemlik is, dan is dit eintlik nogal 'n groot opdrag. En dis eintlik God se opdrag nou. Nou terwyl God verskyn, kom ons wees dan God se hande en voete, God se lig in hierdie wêreld. Kom ons dra dit. En jy weet, jy gaan mense kry wat so snaaks aankyk, soos wat hulle ook, maar mense loop daar deur 'n hospitaal, destyds in 'n Rooms-Katolieke hospitaal, en daar's 'n non, sy is besig om iemand wat naar geword het, die vloer skoon te vee, maar sy is op haar knie, en dat jy hierdie lappe, en dan vou sy dit toe, en dit ruik nie goed nie, en toe gooi sy dit in 'n plastiek sak, en toe is haar immer met water, en nou begin sy dit was en opdroog, en die man staan so, en hy sê, ek sal dit nie eens vir $1 miljoen doen nie. En die non wat so skoonmaak sê, vir $1 miljoen doen ek dit ook nie. Toe is dit Moeder Teresa. Maar vir die liefde van Christus sal ek dit doen. Om uit te reik. Kom ons wees tot seën vir ander. Geseënd is die een wat hom as koning aanbid as hy nou sou kom. Gelukkig is die een wat Jesus verwag en wat Jesus soek in die nuwe jaar van elke dag. Soos die wyses gee ons die koning eer, met geskenke van goedheid, genade en liefde, wat ander transformeer. Want die Jesuskind is ook ons almal se Heer. Gees van God, maak dit vir ons waar. Amen. Dis mooi, nee, kom ons bid saam. Here, U Immanuel het gekom. En as ons vandag aan U ons geskenke wil bring van goud, wierook en mirre, gaan U wat daarmee doen. Maar as U van ons vra om groter dade van liefde as geskenk vir U te gee, om goed te doen, om genade te betoon en om liefde oor te dra, dan vra ons dat die Gees ons sal help en vir ons in die geleentheid plaas om die verskil te maak. So hier is ons U kerk, Here. Hier is ek U kind, Here. Ek wil graag aan U 'n offer bring. Gee vir my die geleentheid en gee vir my die wysheid en die insig dat ek dit reg sal doen. In U naam bid ons dit, Here Jesus. Amen. As jy die Here wil dien met jou dankoffer, is jy baie welkom. Maar God wil ons ook seën. Hy gaan saam met ons hierdie week in, en daarom ontvang ook nou sy seën so. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou seën en inspireer. Amen.